Ons lê die oor met ons son. Ja, Here Jesus, so wonderlik is U. Hoe groot en hoe heilig. Ons bid die naam, ons maak U groot. Ek vra Here dat U nou met ons sal spreek en sal praat en dat ons sal hoor en luister na dit wat U vir ons sê. Dankie Here Jesus. Amen en amen. Ons gaan aan met ons reeks in Spreuke op reis deur die skatkamers van wysheid. Deel 32. Ons trek nou by Spreuke 14. Sponder. Soos amper halfpad. En daar is nog baie wysheid om te ontdek. Jy gereed om die wysheid van God te ontdek. Kom ons kyk na Spreuke 14 van vers 1 tot 5. Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Wie in sy eie opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. In die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Waar geen beeste is nie, is die krib leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie. 'n Betroubare getuie lieg nie, maar 'n valse getuie strooi leuns uit. Dus kyk na vers 1, Spreuke 14 vers 1. Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Hier is dink ek 'n baie interessante versie. Dit is 'n baie mooi vers. En ek wil net vanmôre weer eens sê vir die vroue. Moet nooit dink dat julle as vrouens is minderwaardig of dat 'n vrou nie belangrik is vir die Here nie, want julle vrouens speel 'n baie belangrike rol in die huis van die Here. Net die ding 'n bietjie regsit om by gaan. As hy. Het julle geweet hoe belangrik is die vrou vir die Here? As ons in die Bybel kyk, dan praat dit die man is die hoof van die huis en maar gaan kyk mooi. Die Bybel het die Here het 'n orde daar gesit. Christus is die hoof, dan die man, dan die vrou en dan die kinders. Dit beteken nie jy as vrou is minderwaardig of het geen wysheid of is dom of moet as 'n vloerlap gebruik word nie. Hier kom sê die Here dan tog die wysheid van die vroue. Want die Here het vir 'n vrou 'n unieke wysheid gegee. So wees trots om 'n vrou te wees. Wees trots as jy 'n man is, want die Here het mans en vrouens gemaak en elkeen het 'n rol om te vul. Daar's verskillende rolle. Ons laat kultuur ons beïnvloed, want kultuur kom en sê, ja maar, die vrouens kan dit doen en die mans moet dit doen en almal kan alles saam doen en terwyl God vir die vroue 'n unieke rol gegee. Jy as vrou is uniek vir die Here. Die Here het vir jou 'n spesifieke rol gegee. Vir die man het hy 'n rol gegee, die vrouens het hy 'n rol gegee. En die Here het vir julle as vrouens wysheid gegee. Die wysheid van die vroue bou die huis op. En hierdie vers Spreuke sien ons teenstelling tussen twee tipes vrouens. Die wyse vrou en die dwaase vrou. Dit hang af van wat jy self sal weet wat 'n vrou jy is en wat 'n kategorie val jy. Die wyse vrou word beskryf as iemand wat haar huis bou. Dit sluit in die opbou van 'n liefdevolle en ondersteunende huis. Hierdie bou is nie net fisies nie, maar ook emosioneel en geestelik. En dit is soos ek laas in my vorige boodskap gesê het, die belangrikste ding wat jy vir jou kind kan gee is Jesus Christus. As jy nie Jesus vir jou kind gegee het nie, het jy niks vir hulle gegee nie. Jy kan al die goud en rykdom in die wêreld vir jou kind gee, jy kan die grootste nalatenskap vir jou kind gee, as jy nie vir jou kind Jesus Christus gegee het nie, het jy vir hom of vir haar niks gegee nie. Die geestelike wat jy vir jou kind kan gee, beteken so baie. Teenoor dit word die dwaase vrou uitgebeeld as iemand wat haar huis afbreek. Dit kan verstaan word as die maak van swak keuses wat lei tot konflik, onenigheid en uiteindelik vernietiging. Die vers leer ons die belangrikheid van wysheid in ons daaglikse lewens en hoe ons aksies bydra tot die wêreld wat om ons skep. Wat 'n vrou is jy vir jou huisgesin? Is jy iemand wat op Jesus Christus bou?
Is jy 'n vrou wat in die oggend opstaan en die Here se aangesig eerste soek, wat vir haar kinders Jesus Christus gee, wat in liefde optree, wat met wysheid haar huisgesin regeer, en sorg dat alles so mooi in die huis is. Kyk, die Here het vir ons as mans fisies sterk gemaak. Mans is fisies gebou en sterk en om hard te werk en, maar kom ons wees maar eerlik, baie mans het, as dit kom by emosioneel, dan skiet ons maar 'n bietjie ver kort. As dit kom by die sake van die hart en met liefde en emosionele dinge, dan is ons geneig om partykeer 'n bietjie hard te wees en ons verstaan nie hoekom as die vrouens so is soos wat hulle is nie. Hulle is soos wat hulle is, want die Here het vir hulle daai gegee. Want is net die liefde van 'n moeder wat die huis so warm maak en wat sorg dat alles reg is. As ek dink aan my ma, ons kinders was, sy het altyd ons kos reg gehad vir die skool. In die oggend as ons wakker word, dan het ons altyd met koffie wakker gemaak en dan is die pap reg en alles is net altyd reg. Kom jy na skool by die huis, die hele huis is skoon, die klere is reg, kos is reg en alles is op hulle plek en dis 'n ma. Sy was 'n wonderlike, dierbare mens. En deur my ouers het ek 'n liefde ontdek vir Jesus Christus. Deur my pa en my ma kon ek Jesus Christus ontmoet. Want sy was 'n moedertjie gewees wat die Here liefgehad het. Is jy 'n wyse vrou wat op Jesus bou? En jy's dalk 'n vrou wat in 'n werk sit. Dit beteken nie as jy werk toe gaan dat jy nie 'n goeie vrou is nie. Die Here het vir jou daai werk gegee, so sê vir die Here dankie dat jy kan werk. En as jy werk het en jy sorg vir jou kind en jou gesin, jy werk hard. En kom sê my of ek verkeerd is, hoeveel moeders wat werk, dan kom hulle nog steeds by die huis en hulle maak kos en hulle maak skoon en hulle maak alles, hulle doen nog steeds alles. Jo, julle vrouens is baie sterk. Baie krag. Maar julle is altyd gereed om reg te staan, want jy die wysheid van die Here gekry en die Here het dit in julle ingesit. So of jy nou 'n vrou is wat werk of by die huis is, maak nie saak nie. Sorg dat jy die wysheid van die Here het. En waar ook al jy kom, dat jy sy wysheid en liefde sal uitdra. En dat mense kan sien, hier is 'n goddelike vrou. Deur haar wandel, hoe jy praat, hoe jy aantrek, hoe jy ander behandel. Want dan kry jy die dwaase vrou wat, jy kry regtig vrouens wat, en mans ook. Kom ons sluit nie die mans uit nie. Jy kry mans en vrouens wat geen respek het. Hulle taalgebruik is walglik. Hulle klere drag, mens wil nie eens daar gaan nie. Hoe tree jy as man op? Hoe behandel jy jou vrouens? Of jou vrou? Hoe tree jy op as man as die hoof van die huis? Neem jy jou rol ernstig van die Here vir jou gegee het? Want net soos dat hy met die vrou praat, kan hy net so wel met die man ook praat. So ons mans moet ons self nie weggooi nie. Kom ons sorg dat ons Jesus Christus bo alles sal dien en sal eer en sal respekteer. Want dan kan die Here die huis seën en sal die Here jou seën. Jy 'n persoon wat die Here liefhet en eerste stel, dan gaan jy sukses maak. Maar soos dat hy hier noem, 'n dwaase vrou, sotheid breek dit met eie hande af. As jy 'n dwaasheid gaan optree, jou handelinge gaan jou huisgesin vernietig. En ongelukkig sien ons dit so baie rondom ons. En dan kan mens dit nie verstaan nie, dan vra jy partykeer maar, hoe is dit moontlik dat iemand 'n ma kan wees en hulle tree so op? Dis verskriklik. Dan kry jy mense wat, as jy nou moet kyk in vandag se tyd byvoorbeeld, 'n ouer wat meer ingesteld is om partytjies te hou en met vriende te jol en om rond te gaan en seepies te kyk en die kinders word agterweë gelaat. Stop hulle maar net geld in die hand dat hulle self besig hou en dan doen ek maar my eie ding. Onthou daai soos die Bybel sê, sotheid breek dit met eie hande af. As jy dwaas gaan optree, moenie eendag wonder hoekom jou kind is soos wat hy is nie. As jou kind eendag toegesluit word in die tronk, moenie vra maar hoe het hy daar gekom nie. Gaan kyk bietjie hoe jy
Wat doen jy? Hoe het jy jou kind groot gemaak? En ek weet, ongelukkig kry mens die gevalle van ouers wat regtig waar, soos wat die Here sê, hulle kinders opvoed in die vrese van die Here, en dan na die tyd dan ontspoor die kinders heeltemal. Dit gebeur. Maar as jy die Here gedien het jou lewe lank en vir jou kind gebid het, maak nie saak hoe of hy of sy ontspoor nie. Ek glo met my hele hart die Here sal hom of haar terugbring. Want 'n ma wat bid of 'n ouer wat bid, die Here sal daai kind red, ek glo dit. Ongelukkig elke persoon het sy eie keuses om te maak. Die jong mense, julle moet julle eie keuse maak. Maar kyk maar na julle ouers, hoe hulle vir julle veg en vir julle voorsien en leer by hulle om Jesus Christus lief te hê. Want dan gaan julle baie ook geseënd wees, want die Here sal saam met jou stap as jong mens en saam met jou op pad vooruit gaan, maar dien Jesus Christus. Kry daai wysheid wat jou ma het en vra vir die Here, help my dat ek in daai wysheid kan wandel. Soos kyk na vers 2, wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë verag hom. Hierdie vers uit Spreuke fokus op die eienskappe van twee uiteenlopende individue en hulle verhouding met God. Die opregte persoon word gesê dat hy die Here vrees, wat 'n diep respek en eerbied vir God en sy gebooie beteken. Het jy respek vir God se gebooie? Of is jy ook van die mense wat sê, ons is onder genade, ons staan nie onder die gebod nie, ek hoef nie te luister daarna. Dink bietjie mooi, as jy eerbied en respek het vir God, gaan jy sy woord respekteer. En as jy kom en sê, jy is onder die genade van Christus, beteken dit jy moet 'n verhouding hê met Jesus Christus. Christus red jou uit genade uit, en ons het al baie daaroor gepraat. Ek het donderdag aand met die hemelvaartdiens ook daaroor gepraat. Ons is onder genade, ja, want ons word gered uit genade. Jy kan nie iets doen om gered te word. Maar nou dat jy gered is, nou verander jou kultuur, nou is jy 'n nuwe mens. Nou moet jy God se gebooie gehoorsaam. Nou sal jy God se woord gehoorsaam. Die Here soek nie offers nie. Die Here soek nie geld nie. Die Here soek gehoorsaamheid. So as jy in 'n kerk kom, soos wat ek en my vrou nou so ruk terug in 'n kerk was, dan swaai die pastoor hierso 'n noot in die lug rond en sê jou, hoe meer jy in die sakkie gooi, gaan jou saligheid bepaal. Hardloop so vinnig weg as wat jy kan. Want dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor Jesus Christus en sy genade. En gehoorsaamheid aan hom. Wees gehoorsaam aan Jesus Christus. En as die Here vir jou sê om 'n ding te doen, dan doen jy dit. En ons hou by dit. Aan die ander kant demonstreer die persoon wie se baie krom is 'n onkoppeling van hierdie eerbied. Mense wat niks belangstel om God te gehoorsaam nie, wat hoogmoedig is en selfvoldaan. Hulle dink hulle is so wys, want ek kan doen wat ek wil en jy kan vir my niks sê nie. Ons is mos in 'n samelewing waar dit so gaan. Dit gaan meer oor die eie ek as wat dit gaan oor die groot ek is. Vandag se samelewing, sielkunde wil vir jou leer, jy is jou eie persoon. Doen wat jy goed voel, wat jy wil hê. Dit gaan oor jou. Elkeen is hulle eie God. Die wêreld sê dit vir die wêreld of jy kom sê jy is jou eie God. So jy kan besluit waarvan jy hou. Jy kan aantrek soos wat jy wil. Ek sien nou die dag so 'n spotprentjie van 'n jong ou wat sê, ons generasie gaan die wêreld verander. En dan wys hulle die volgende prentjie van soldate in die Tweede Wêreldoorlog. Nou antwoord die een om en sê, julle generasie weet nie eens hoeveel geslagte daar is nie, maar julle wil die wêreld verander. Ja, kom ons bly by die waarheid, kom ons bly by God se woord. En sterf vir jouself. Kom aan die einde van jouself. En laat Christus op die troon sit. En gehoorsaam sy gebooie. Wie in opregtheid wandel, vrees die Here. As jy in opregtheid wandel voor God, gaan jy die Here vrees. Vrees God. Dis tyd dat die vrees van die Here terug moet kom in mense. Want almal wil kom, jy hoef nie die Here te vrees nie.
Maar dis hoekom hulle rondslaap en dis hoekom hulle drink en te kere gaan en vloek en aanhou met hulle sondes en lewe in sondes, want hulle vrees nie meer God nie. Begin weer 'n bietjie die Here te vrees. Begin bietjie te besef dat God is nie jou speelmaatjie nie. Ja, hy's 'n God wat genadig is. Hy's 'n God van liefde. Hy's 'n God wat aarde toe gekom het en in die kruis kom hang het vir jou. Dis hoe lief hy jou het. Want hy het vir jou alles kom gee. Maar moenie daai genade in die grond kom vertrap. Dan wil sonde doen en dan wil kom skuil agter genade. Want die Bybel sê as jy opsetlik sondig, dan is daar nie meer genade oor nie. Gaan lees bietjie mooi die woord van God en begin ernstig word. Ons kan nie maar net die genade van die Here goedkoop behandel asof dit niks is nie. Ja, jy het dit vrylik ontvang. Vrylik is dit vir jou gegee, maar dit was nie verniet nie. Jesus het sy lewe moes neerlê dat jy dit kon kry. Hy het 'n bitter duur prys betaal daarvoor. Dis alles behalwe goedkoop. Kom ons wandel in opregtheid en ons vrees die Here. Want hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Hy verag die Here. As jy gaan dink jy kan doen net wat jy wil, dan verag jy die Here. Dan kan jy nie wil kom en sê daar ek het die Here lief nie. Want jy kan nie die Here lief hê en hom verag nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Besluit wie jy wil dien en dien hom. Spreuke 14 vers 3. In die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Die vers dui 'n kragtige waarheid aan oor die impak van woorde en die houdings wat ons in ons harte dra. Wanneer dit sê dat in die mond van die dwaas is 'n roede, onthul dit hoe dwaasheid en trots kan lei tot 'n skadelike en vernietigende denkpatroon. Die stok simboliseer dissipline of straf. Wat beklemtoon hoe dwaase dikwels gepaard gaan met arrogansie. En dit is presies soos ek nou gesê het. Die wat dink hulle kan doen wat hulle wil. En dit bietjie mooi dan, hoeveel keer het mense se woorde al soveel skade gedoen? Het jy geweet, woorde kan meer skade doen as fisiese geweld? Dit vat een persoon om vir jou iets te sê wat heeltemal verkeerd is, en dit maak dat jy heeltemal jou visie verloor. En dit mooi daaraan. Baie keer is dit dis nie omdat jy nie die Here liefhet nie. Jy wat die Here liefhet. Nou kom iemand van buite en hulle sê vir jou iets viesliks. Nou gooi dit jou so van spoor af dat jy vir 'n oomblik heeltemal fokus verloor en jy wil sommer alles vat en weghardloop. Hoeveel mense het al uit kerke onttrek wat hulle sê ek gaan nie dit terug na daai kerk nie. Hoor wat het daai ene vir my gesê? Ek kan nie teruggaan nie. Ek het seer gemaak. En daai ene wat die woorde gespreek het, besef nie wat hy of sy se woorde doen nie. Woorde kan afbreek. Pas op wat jy vir ander sê. Pas op hoe jy met mense praat. Kom as ons met mense praat, laat dit die wysheid van die Here wees. Laat dit die liefde van die Here sal wees. Want ek glo vir my dit het met ons ook al gebeur. Met my en my vroukie, dat mense die vieslikste goed vir ons gesê het, dat mens voel, hoekom is dit, Here, is dit nog nie moeite werd? Dan partykeer dan betwyfel jy jou bediening, dan dink jy, Here, maar doen ek die regte ding? Is ek op die regte plek, Here? Dan kom die liefde van die Here, maar weer, my kind, jy is waar jy moet wees. Hou jy net vas aan my, ek veg vir jou. En die Here sy liefde kom vou mens net weer toe, dat jy besef. Die vyand gaan altyd daar wees. En as daai vyand weg is, gaan die volgende vyand kom. Ons is in 'n stryd tot die dag wat ons doodgaan, is ons in 'n stryd geworstel. En die vyand sal aanhou kom en kom en kom en kom. En jy het nie 'n idee hoe die vyand ons wat in die bediening staan aanval. Yes. Bid vir ons. Bid vir my. Ek kan nie sonder julle gebede nie. Om hier voor te staan is 'n geweldige prys. My pa het ook baie gesê. Yes. Ek sê altyd wat my pa gesê toe hy in die bediening gaan, toe sê hy het gedink, "Jog, Here,
Wat 'n wonderlike werk het ek nou. Vrede, liefde, kinders van die Here, kumbaya. Hy sê, toe kom hy met 'n skok agter. Die grootste aanvalle en rugstekery en haat het gekom uit die kerk. Yes. Wat 'n hartseer saak is dit eintlik. Mense wat hier voor jou kom staan met 'n glimlag en dan agter van steek hulle 'n dolk in jou hart. So bid maar vir ons, bid vir my vroukie ook. Ek sê baie keer die vrouens van die pastore word partykeer die meeste aangeval. Want dit lyk my die vyand val hulle aan om ons by te kom. So woorde kan afbreek. Daai woorde wat iemand jou toesny, maak seer. En as dit net die genade van die Here wat jou weer optel en jou laat aangaan. Kom ons hou vas in die Here. Kom ons sorg dat ons bly waar die Here wil hê ons moet wees. Maar aan die ander kant, die lippe van die wyse, hulle bewaar. Die lippe van die wyse bewaar die trots, dit bewaar die woord van God. Dit staan op die waarheid. Dit is in teenstelling met die van die dwaas. Jy sal iemand sien wat hy neergedruk is. Het jy al gesien, net soos wat een woord iemand kan afbreek, het jy dit al beleef hoe een woord van bemoediging iemand kan moed gee? Iemand kan oplig, weer hoop kan gee. Jy kom dalk kerk toe, jy is dalk nie eens lus om kerk toe te kom nie. O, Here, ek is so moedeloos. Ek is nie lus nie, maar ek sal nou maar gaan en jy kom kerk toe nie. Kom sit daar in die bank en hier kom iemand en hulle kom gee net vir jou druk. My broer, my suster, ek wil net vir jou sê, en hulle gee vir jou woord, en dat woord bemoedig jou en dit lig jou sommer op. En na die tyd sê jy, joh, en amper het ek by die huis gebly. Dis hoekom dit so belangrik is om nie die gemeenskap van die gelowiges te verontagsaam. Want dis waar ons mekaar opbou, dis waar ons mekaar moet stig, en waar ons as kinders van die Here mekaar kan oplig. Want 'n woord op die regte tyd kan iemand se hele lewe verander. Daar was daai storie gewees van die kind wat in die skool was. Kom ons sê nou maar dis Pietie. Ek weet nie wat sy een is in naam, ons sê nou maar Pietie. Nou maar daar was 2 Pieties in die klas gewees. Dit was die gehoorsame Pietie wat altyd sy werk gedoen het en hy het goeie punte gekry en Pietie was altyd voorbeeldig gewees. Maar dan was dit nou hierdie ander Pietie, hy was die stoutste in die klas. Nooit sy huiswerk gedoen, hy het altyd gedop as haar eksamens en toetse was. En die Pietie was net hopeloos. Nou die stoute Pietie se ouers kom toe die aand met die ouer aand, wat hulle nou die onderwysers moet ontmoet, en nou sit Pietie buitekant die klas en sy ouers gaan in. Maar die onderwyser maak toe 'n fout, sy dogter is die soek Pietie, die gehoorsame Pietie se ouers. En sy sê toe vir die ouers, weet jy wat, jou kind is die beste kind in die klas. En ek is so lief vir daai kind. En daai kind is altyd so, en sy noem net al hierdie goeie dinge, en hier sit Pietie buitekant die klas en hy hoor daai woorde. Na die tyd het die onderwyser die fout agtergekom, maar toe se klaar te laat. Maar sê van daai dag het daai kind se hele lewe verander. En het een van die beste studente geword, cum laude geslaag. Woorde kan 'n impak hê, woorde kan afbreek en woorde kan bou. Kom ons let op ons woorde, dit wat ons vir mekaar sê, en dit wat ons, wat sê ons as kinders van die Here, vir mekaar sê. Let op jou woorde. Laat alles wat jy doen, Jesus Christus se naam verheerlik, en dit sluit in jou woorde. Want as jy werklik Jesus Christus lief het, en jy het gesterf vir jouself, sal jy nie ander wil afbreek toe. En weet jy wat, die partykeer onskuldig, dit bietjie mooi daaraan, partykeer onskuldig, nou maak jy 'n grap. Maar daai grap van jou, kan iemand baie afbreek. Ons dink partykeer voordat ons iets sê, of sommer net 'n lange grap maak. Laggigheid en sottigheid behoort nie by 'n kind van die Here nie. So mens moet grappies maak, mens kan lag. Ek like om my vrou te terg en partykeer grappe te maak en goed. Maar daar's 'n manier hoe jy grappe kan maak wat iemand kan seermaak. Ons dink bietjie net voordat jy's dan werklik lief vir die Here, maar nou maak jy 'n grap en jy het nie mooi gedink wat jy doen of wat jy sê nie.
en dit maak iemand seer. Kom ons dink voordat ons praat. En voordat jy net 'n lawwe grap maak, dink, gaan dit iemand seer kan maak of nie? Want die Heilige Gees jou lei. En dan kyk jy hoe ons met mekaar handel. Spreuke 14 vers 4. Waar geen beeste is nie, is die krib leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie. Hier is 'n interessante perspektief oor produktiwiteit en die balans tussen skoonheid en produktiwiteit. Die os is 'n simbool van hard werk en arbeid in landbousamelewings. Wanneer ons dit dink aan 'n os se rol, is dit noodsaaklik vir die omploeg van velde en om te help met arbeid rondom die plaas. Tog kom dit ook saam met die veiligheid wat daarmee saamgaan. Die os kan modder en vuil nes skep, wat die ruimte om hom minder netjies maak. In eenvoudige terme, wat Spreuke 14 vers 4 ons leer, is dat ons, om groter resultate of toenemend te bereik, ons dikwels 'n sekere vlak van rommel en wanorde in ons lewens moet aanvaar, terwyl dit dalk gemaklik is om alles netjies en georganiseerd te hou. Kom werklike groei dikwels van die aanvaarding verantwoordelikheid en uitdagings wat effens rommelig en ongemaklik kan wees. Waar geen beeste is nie, is die krib leeg. So die beeste is, die gaan dan nie inkomste wees nie. Maar deur die krag van die os is die inkomste baie. Daar waar die os werk, nou ploeg hy, soos ek sê, nou lyk dit alles deur mekaar, maar die os is besig om te werk. Maar na die tyd wat die saadjies gesaai is en daai landerye kom op, dan lyk dit so mooi. Dan is daai wat so vuil en rommelagtig lyk, dan sit nie meer daar nie. Want die os het klaar gewerk. Het jy al verby daai lande gery is op die N1 ry Gauteng toe en die lande staan so nie, of dit nou sonneblom of as dit nou mielies is, dit lyk so mooi. Nou jou lewe partykeer kom die Here en hy ploeg dalk jou lewe om en dit lyk of alles deur mekaar is. Maar as die Heilige Gees se saad opkom, gaan dit mooi lyk. En dan gaan die vrug begin kom en draai jy vrug. Hoe lyk jou vrug? Partykeer vir die Here om my sondes in jou lewe weg te kry, gaan dinge dalk miskien deur mekaar lyk. Maar as die Here jou skoon gemaak het en daai saad begin opkom, gaan mense die vrug kan sien. En dan gaan jy die eindresultaat daarvan kan sien. Daai beeste wat so in die veld gewerk het, okay, vandag gebruik ons nie meer beeste nie. Vandag gebruik hulle ons hierdie groot plaasmasjiene. Maar in die ou dae het hulle beeste gebruik. Met die besigheid wat hier voor jou gegaan het en hy het die ploeg gehad en jy wat besig was om te ploeg het baie vuil gelyk na die tyd. So, dit was harde werk geweest om daai lande te ploeg. Maar as daar nie 'n os was nie, en as jy nie geploeg het nie, dan was daar nie inkomste nie. So harde werk bring inkomste. En partykeer moet ons ook ons eie lewens ondersoek. Ploeg eerder daai lande van jou lewe en laat die sondes uitkom. En maak skoon en laat die saad opkom. Want die eindresultaat gaan wees die vrug in jou lewe wat mense gaan kan sien. En mense gaan kan sien hier's 'n kind van God. Iemand wat Jesus Christus dien. Iemand wat lewe vir Jesus Christus. Lewe jy vir Jesus Christus? Of lewe jy vir jouself? Waarvoor leef jy? Spreuke 14 vers 5. 'n betroubare getuie lieg nie, maar 'n valse getuie strooi leuns uit. 'n betroubare getuie lieg nie. Die woord van God sê dat die waarheid in julle wees. Dat die waarheid altyd in julle wees. Nie net wanneer jy lus het nie, maar altyd. Is ons eerlik? Hoeveel van ons trek die wapenrusting aan? Helm van verlossing, borsharnas van die geregtigheid, beld van die waarheid, skoene van bereidheid, skild van die woord, swaard van die geloof. Maar ons trek die beld aan, ons praat nie die waarheid nie. En onthou, 'n halwe waarheid is nie die waarheid nie. Bly by die waarheid.
'n betroubare getuie lieg nie. En as jy betroubaar is, beteken dit, jy gaan in die waarheid bly. Jy is 'n kind van God, so jy bly in die waarheid. Ten alle tye. 'n valse getuie strooi leuns uit. En hierdie valse getuie sluit eintlik so aan by daai ander vers wat ons nou nog gepraat het van die woorde wat seer maak. Jy al gesien wat se skade mense aanrig deur valse stories te versprei van ander? En die hartseerste ding is, dan sien jy dit in die kerk. Daar word daar valse gerugte en stories versprei van 'n medebroer of suster. Hoe kan jy sê jy het Jesus Christus lief, maar jy versprei leuns van ander? Daai tyd toe my pa, ons het net hierdie gemeentetjie begin. Toe beskuldig iemand my pa nie, hy loop rond saam met 'n ander vrou. Maar wat daai persoon nie besef het nie, die hele gemeente het vir hom gelag. Want almal as hulle na my pa gekyk het, en die mense wat my pa en ma geken het, as ek nou vir julle moet vra, as my pa daar was, waar was my ma? Sy was by hom. Hulle was onafskeidbaar. So almal wat hulle geken het, het geweet, as my ma daar is my pa daar. As my pa daar is my ma daar. Want waar die een was die ander. Hulle het nooit iewers heen gegaan sonder mekaar. So hulle het die tyd gehad om enigiets anders te doen. En hier kom hierdie valse leuns wat iemand versprei. Maar hy het nie al die feite gehad. So is dit eintlik gelukkig gelag daaroor. Want sien, dit is wat as jy kind van God is, en iemand bring valse aantuigings teen jou. Soos hulle in die seminarium altyd vir ons gesê het, moenie sê ek het dit nie gedoen nie. Jy moet sê, ek kon dit nie gedoen het nie. Daar was nie 'n manier wat ek het kon gedoen het. En dis soos in die geval met my pa en ma. Daar is nie 'n manier wat hulle kon nie, want 24/7 met hulle saam en hulle was in die diens van die Here, hulle was so besig met die diens van die Here, dat daar was nie tyd vir enige iets anders nie. Maar die vyand kom en hy versprei leuns. Nou moet dit net dalk 'n geval wees wat 'n man en 'n vrou miskien 'n oomblik uit mekaar is, en nou kom iemand en hulle versprei daai leuns. Wat se skade kan dit doen? Wat se skade kan leuns nie doen nie? Leuns het al huisgesinne vernietig, het al lewens vernietig, het al gemaak dat mense hulle eie lewens leef deur 'n leuen. Kom ons bly by die waarheid. 'n Valse getuie strooi leuns uit. Iemand wat nie by die Here behoort nie. En jy gaan nie vir my sê, jy is 'n kind van God, jy dien Jesus Christus, maar jy versprei leuns van ander. Of jy hou jou betrokke by skindery. Want skinder is in dieselfde sin as leuns. Dis vir my presies dieselfde. Want skinderstorieetjies las die hele tyd sterretjies aan. Jy hoor een ding en naderhand kom dit heeltemal anders uit. Nou kom jy, ja, maar so en so het so gesê. Janie se boetie se sussie se maatjie se pa se oupa het gesê. En jy luister maar net daarna en jy versprei die storie verder. Maar jy besef dalk nie, jy is besig om leuns te versprei nie. So kind van God, let op jouself. Let op jouself, hoe praat jy vir ander? Hou jy jou betrokke by skindery, of vlug jy van dit weg? En moenie sê, ja, maar ek het net in die kring gesit nie. Ek het nie saam gepraat nie. As iemand skinder, staan op of loop. Moenie eens aan betrokke wees nie. Of jy sê vir hulle, die beste is, en jy toets dit bietjie. Dan sê vir hulle, wacht net vandag, dan vat jy jou selfoon en dan bel jy die persoon en sê, ek wil net vandag die persoon wat jy nou van skinder aanbel, en dat hy vandag saam kan praat. Gaan toets dit in die keer, kyk hoe vandag span hy mense uit mekaar het. Kom ons bly weg van skinder en leuns. Kom ons wees 'n betroubare getuie vir die Here. Wat die liefde van Jesus Christus wil uitdra. Wat ander eerder wil opbou as om af te breek. Wat eerder daar is om jou medebroer en suster te onderskraag as om hulle te beskinder en te beswadder. Want jy kan nie sê jy is kind van God, maar jy wil jou broer en suster beswadder.
let op hoe ons optree met mekaar. Kom ons sorg dat ons naby Jesus Christus bly. Kom ons sorg dat ons die wysheid van die Here in ons harte berg. Dat ons hierdie wysheid wat die Here vir ons in sy woord kom gee. Dis kosbare wyshede. Spreuke is nie vir nie die boek van wysheid nie. Die Here kom gee vir ons hierdie wyshede om dit toe te pas. En as jy dit gaan begin toepas in jou lewe, gaan jou hele lewe verander. En ons kan meer en meer word soos Jesus Christus. Onthou dit altyd, kind van God. Laat alles wat jy doen, in handel of in wandel, eer aan Jesus Christus sal bring. Voordat jy iets doen, vra vir jouself, gaan dit Jesus Christus eer of gaan dit ons skade aan? Ons lê die oor aan wat ons sal. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die woord wat vanmôre uitgegaan het. Ja, ons Here Jesus, laat ons naby aan U sal bly. Ja, ons Here Jesus, laat ons sal vashou aan U. Laat ons dit sal doen wat U wil hê ons moet doen. Laat ons nooit ooit ons eie kop sal volg nie, Here, maar laat ons sal doen wat U woord sê. Die woord kom hier en gee vir ons soveel wyshede, Here. Help ons dat ons daai wyshede sal toepas en dat ons U sal navolg en sal doen wat U wil hê ons moet doen. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen. Amen.